Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week is die 10de November 2025. Ek hoop regtig julle het 'n mooi week wat voor julle uitstrek. 'n Week waarin julle sommer die Here se liefde en sy genade op 'n wonderlike manier ook in julle lewe sal ervaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, ons kom na U toe. Ons kom plaas hier die week voor U en ons kom vra vir U om saam met ons deur die week te gaan, voor ons uit te beweeg, Here, en vir ons te help met al die keuses en besluite wat ons moet neem. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle weet nou, ons ritme is so dat nadat ek 'n boek klaar gemaak het, gewoonlik stil ons daar so met 3-4, tussen die boeke so met 3-4 sessies of daar staan ons 'n bietjie stil by 'n meer 'n meditatief georiënteerde kyk na die Bybel. En wat ek dan doen, ek lees 'n stukkie vir julle, gee so 'n bietjie stilte. Julle kan hom natuurlik langer of korter maak, waar julle so 'n bietjie mediteer oor die gedeelte. Dit is ook 'n geloofsvormende gewoonte. Jy mediteer daaroor, jy reflekteer daaroor. Dit is eintlik twee geloofsvormende gewoontes wat ek sommer vir julle help inoefen hierby, né? So ek lees vir julle 'n versie of twee versies, vriende, en dan kan julle 'n bietjie daaroor dink en in stilte sommer met die Here praat. Kom ons vra vir die Here om ons met ons te praat ook in hierdie meditatiewe oordeenking. Vader God, deur die Gees, Christus wat in ons woon, kom vra ons vir U dat U ook nou waar ons 'n bietjie gaan reflekteer oor wat die psalmdigter vir ons sê oor U, gaan stil raak in die teenwoordigheid. Amen. Ek vat Psalm 71 as 'n meditatiewe oordeenking. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Miskien is daar die Here jou teleurgestel het al, volgens jou evaluering, ergens in jou lewe of hierdie week, dan moet jy dit voor hom gaan neerlê. En sê, Here, jammer, ek kan nie oor die horison sien nie. Here, by U skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan. Maak so 'n stukkie, bytjie stil, dink 'n bietjie daaroor, praat met die Here. Red my en bevry my, Vader, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Miskien gaan jy deur 'n sleg tyd nou. Maak nie saak wat dit is nie. Praat met die Here hier. Sê saam met die psalmdigter, red my en bevry my, wat dit ook al mag wees. Here, want U is getrou. Luister tog na my en help my, praat met die Here.
Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind, wat u tot my redding beskik het, want u is my rots en my vesting. Sê vir die Here dat jy het miskien, ek sê dit nou in Engels, ek weet nie lekker om dit op 'n ander manier sê, die afkomend met hom omgegaan en jy moet net vir hom sê, net kom bely dat hy is jou rots na wat jy kan vlug, waar jy altyd veiligheid vind. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers, want u, Here, is my hoop. Miskien is daar by die werk mense wat jou onderdruk half, kan in jou familiekring wees, dit kan in jou vriendekring wees, waar dit ook al is, kan dit wees dat jy so voel, my God bevry my uit die hand van die goddeloses, uit die greep van die skurke. Dit kan wees dat ons in ons land so voel, met 'n regering wat regtig geen integriteit het, of meeste van die regering wat geen integriteit het, dit vir ons voel dat die God ons in die hand van hulle, die goddeloses, moet help uit die greep van die skurke en die verdrukkers. Want u, Here, u is my hoop. Kom ons sê vir die Here, al is hierdie mense hier so waar, in watter hoedanigheid ook al, dat ons hoop op hom. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het, het u my beskerm. Ek loof u geduldig deur. Ek is verby en wonder, want u is my veilige toevlug. Ek besing u lof en ek roem u geduldig deur. Kom ons gebruik hierdie stukkie om die Here te loof en te prys en vir hom dankie te sê, dat hy eintlik die heeltyd by jou en by my is. Vriende, mag daar inderdaad vir julle God se liefde wees. Mag daar vir julle inderdaad Jesus se genade wees en mag daar inderdaad julle bewus wees van God die Heilige Gees se teenwoordigheid. Amen.